Welkom terug by die groot ontbyt. Ons gesels vanmôre met Josh Lots. Nou, hy was betrokke in MasterChef, Suid-Afrika. Ja. Maar dis nie al nie, daar is nog interessante goedjies waarmee besig is. Josh, hallo. Goeiemôre, hoe gaan dit? Lekker en jy? Lekker. Netjies, welkom. Baie Josh, dankie. ek wil 'n bietjie praat oor MasterChef South Africa. Vertel my van hoe dit is 'n enorme, ek wil weet, waar almal wonder, hoe werk dit? Jene, dis 'n hele proses, laat ek vir jou sê. Eerstens is ongelooflik warm in daai kombuis. So, As jy dit moet jy onthou, is jy hitte in die kombuis. nee, rarig. En ons kan nie ligversorging gebruik nie want dit blaas ons gasvlammetjies uit. So, almal in daai kombuis is net besig om te sweet. Wow. So, hoe MasterChef werk is, ons kom in die kombuis, ons maak kos en ja. Kry jy nie voor die tyd so 'n bietjie van 'n heads up of 'n Nee. beplanningssessie of 'n wat om te Glad verwag? nie. Daai vervaardigers gooi ons in die kombuis en dan begin ons vervul. Dan hoor ons eers oplig actually die challenge wat dit gaan wees. Ons geen voorbereiding, niks nie. Alles word letterlik in die kombuis terwyl die kameras aan is, word dit na jou kant toe gegooi. Dit is soos wat dit lyk. Yes, definitief. Hoe kon jy besluit om in te skryf vir MasterChef? So ek is nog altyd ongelooflik lief vir kos maak. Ja. Kos maak is nog altyd deel van my lewe gewees en ek het altyd gesê nee, ek gaan nie MasterChef enter nie want kos maak is my terapie. En ek wil dit nie competitive maak nie. Ek wil dit nie 'n kompetisie maak nie want ek's bang dan gaan dit 'n bietjie wegvat van die kos maak. Maar Ja. toe op een van die stelle waarop ek gewerk het vir Reno Reis op SABC1 het die een presenter die ad gesien op Instagram en sy sê vir my Josh, dis nou tyd. Dis nou tyd, jy het lank genoeg gewag en toe besluit ek maar net, weet jy, ek gaan dit enter. Okay, vat ons terug van voor MasterChef. Waar het hierdie liefde vir kos en vir kook vir jou begin? Weet jy, ek kan rarig nie vir jou 'n spesifieke Ja. tyd in my lewe gee wat die liefde vir kos begin het nie. Ek's nog altyd 'n kosliefhebber. Ek Ja. en my familie is, soos die Engelse sê, 'n foodie familie. Okay. So ek maak al kos vanaf ek by 'n stoof kan uitkom. Nice. Ja, ek onthou my oupa en my ouma wat my voorgestel het aan kos, my ouers, ongelooflik lief vir kos. Ons het elke Sondag of Come Dine With Me, MasterChef, MKR gekyk. Ja. Dan het ons die Sondag almal in my ouers se bed geklim, ons het dit gekyk, dan het ons uitgegaan, inkopies gedoen en dan Daai disse eksperimenteer. gemaak. Exactly. Wow. Dan het ons geëksperimenteer. So ek letterlik my hele lewe lank, ek kan nie vir jou 'n spesifieke tyd gee nie. So as jy nou kos maak, volg jy resep, gaan jy op gevoel, hoe werk dit vir jou? Verpesse resep. Okay. Verpesse resep, behalwe vir bak. Bak Ja. kort jy 'n resep want dit is ongelooflik wetenskaplik en spesifiek, maar andersins nee, ek proe en gooi by wat nodig is. Dis baie lekker. Hoorie, maar dis 'n baie bietjie van 'n jy het flair dan nou obviously Ja. met kos maak. Yes, ek probeer ten minste. Maar dan as mens flair het, dan begin mense kunstigheid nou al ver terug. Dit het nie by kos begin nie. Jy's nogal redelik musiek is nogal jou ding. Vertel my 'n bietjie daarvan. Musiek, drama, sang, dans, ek doen al alles in die uitvoerende kunste vanaf ek kan onthou, self skryf. So ek kos en ek wil sê die kunste gaan nog altyd vir my saam want soos 'n mens kan sien op MasterChef, ek's relatief dramaties as dit kom by my kos en ek dink mense het ook agtergekom dat as ek nervous raak, dan begin ek sing want dit help my so klein bietjie fokus. So ja, dit is maar ek hou daarvan om die twee te kombineer. Ek hou Ja. daarvan om my dramatiese kant, my uitvoerende kunste kant te kombineer met my kos maak, want dis net vir my die twee gaan hand aan hand. Ja, Is daar planne in die toekoms om hierdie twee verder te kombineer? definitief. Ja, ek kan nou nie te veel weggee nie, maar Ja. daar's definitief 'n paar projekte in die pipeline wat ek beplan om te doen, saam met 'n paar van my vriende wat ook op televisie is en sulke goeters, maar ja, ek kan myself nou nie uitlaat daaroor. Josh, jy gaan nou vir ons iets in die kombuis maak. Yes. Met flair natuurlik. Maar Natuurlijk. mag ek vra wat ons gaan Ja, natuurlik. So ek gaan 'n panna cotta maak. Panna cotta vertaal uit Italiaans direk na gekookte room. Al wat ek hoor is pudding. You had me at hello. That's right. Ja. So ja, ek panna cotta is een van my gunsteling disse want dit is so divers. Jy kan letterlik dit geur met enigiets. Ja. So vandag maak ek 'n reg Suid-Afrikaanse panna cotta want dit is actually Italiaanse dis. Ja. So ek maak 'n rooibos en heuning panna cotta 'n met fusion dish. yes, met 'n geroosterde amandelkrummel,
gesoute sitrussegmente en getemperde donker sjokolade. Maskas. Dis groot woorde. Ja, sy. Nou ja, ek gaan nie eens dit probeer herhaal nie. Dis dan Josh Lotz. Hy gaan nou vir ons kook. Dit van MasterChef is hy. Natuurlik is hy 'n bietjie van 'n kunstige mens ook. Jy weet soos Jennifer.